Goeienaand almal, hoop het gaan goed, hoop julle het 'n lekker dag gehad, en ons het 'n lekker week tot dusver, né? En ons wil net vir die Here dankie sê dat hy ons deur hierdie dag gedra het, ons beskerm het, en dat ons die voorreg het om bietjie rondom die Bybel te kan kom sit, en net 'n bietjie besig raak met die dinge van die Here, en ja, kom ons sluit ons oë, en dan gaan ons aan. Vader, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg wat U ons gegee het om in hierdie dag tot eer van U naam te kon lewe, nog steeds te kan lewe, Here. U was, U is en U sal altyd vir ons goed wees. Dankie, Here, dat hierdie woord so betroubaar is, Here. Dankie dat U altyd vir ons die woord oopbreek, en dankie dat ons die voorreg het om elke week, Here, hierdie woord te kan bedien met mense, en ons glo dat hierdie woord altyd op tyd en binne seisoen is vir iemand daar buite. Iemand gaan deur iets wat 'n spesifieke boodskap nodig het. En ons dankie net daarvoor, Here. Seën elke persoon wat inskakel, en mag hierdie woord net iemand se lewe oopmaak, iemand se oë oopmaak en sê, wow, dankie, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So die boodskap vanaand en die temaatjie vanaand is toewyding aan God. So, wat beteken dit as ek sê toewyding aan God? Dit beteken dat jy loyaal is aan God. Dit beteken dat jy 100% committed is aan God. Dit beteken dat jy God eerste stel in alles, soos wat pastoor Des nou in hierdie week die boodskapies doen, dat God kom eerste, en dat ons altyd nederig en gehoorsaam aan God sal bly. So, hierdie boodskap vanaand is vir die kind van God, want die tema sê toewyding aan God. So net 'n kind van God, net 'n persoon wat 'n verhouding het met die Here kan aan God toegewyd wees, né? Die sondaar, hy kan nie aan God toegewyd wees nie, want hy doen wat hy wil, hy kom waar hy gaan en hy sê wat hy wil. So as daar iemand is vanaand wat luister wat nie 'n verhouding met die Here het nie, dan wil ek vir jou sê, luister vanaand, want jy lose uit. Jy lose uit op so baie seëninge wat God vir jou wil gee. So ons kyk vanaand wat staan in Romeine 12. Jy kan eintlik gaan lees van vers 1 tot 8. En die opskrif van Romeine 12 is dan toewyding aan God. So hier gaan hy ons nou leer wat dit beteken, en hy sê, en ek wil dit graag lees, hy sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle heel liggame sal stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, die welgevallige en die volmaakte wil van God is. So hy sê daar, so ek vermaan julle. So hoekom wil Paulus hier vir ons kom sê dat hy ons vermaan? Want daar is 'n vyand wat ons wil wegkry, sodat ons weer aan hierdie wêreld gelykvormig kan raak, en sodat ons nie meer toegewyd kan wees aan die Here nie. Maar solank as wat ons toegewyd is aan die Here, is ons gefokus, dan bly ons commitment met hom op paar, en wil ons hierdie pad saam met hom loop. Maar ons weet ook, dis nie aldag maklik nie, né? Want ons is mense, ons is feilbaar, ons stel God teleur, en ons maak baie foute. Maar wanneer ons feilbaar is, wanneer ons foute maak, wanneer ons God teleurstel, dan kom die kind van God en hy sê jammer, en hy gaan weer voort. Hy gaan voort op die pad om die Here tevrede te stel. Hoekom? Want hy is toegewyd aan God. En dit is wat dit beteken, dat al maak jy 'n fout, om nog steeds toegewyd te wees aan God, om nog steeds die vrees van God te hê, om nog steeds respek vir God te hê. Die woord sê, dat al val die regverdige 7 keer, hy staan elke keer weer op. Hoekom? Want hy is toegewyd aan God.
So vanoggend in my oggendboodskap het ek gepraat oor jou voorbereiding vir die geveg. En wanneer jy voorbereid is vir hierdie geestelike battle, dan is jy toegewyd aan God. En ek het gepraat uit die gedeelte van Efesiërs 6, en ons almal ken Efesiërs 6, dis waar jy die wapenrusting van God kry. Maar almal wil sommer dadelik die wapenrusting vat en die duiwel gaan fight, en die Here sê, okay, jy's te haastig. Laat ons eers by vers 10, 11 en 12 begin. Dit is jou opleiding, dit is jou voorbereiding, waarvoor die Here jou voorberei dan om met die wapenrusting dan te kan gaan veg. So dit wys ons dat ons in 'n konstante geveg is met die duiwel, want hy wil hê dat ons moet misluk. Hy wil hê dat ons teen God moet rebelleer, en hy wil hê dat ons moet terugdraai en terug moet gaan na die wêreld toe. So met dit alles gesê, met hierdie battle wat ons teen die duiwel fight, kom Paulus, en ek wil net weer vers 2 vir ons lees, en hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Hoekom begin Paulus met hierdie woorde? Want so baie mense het al weer gelykvormig geraak aan die wêreld. So baie mense doen dit nog elke dag. Wanneer die duiwel hulle aanval en die versoeking bring en hulle raak geestelik moeg, dan val hulle terug in die wêreld in. Maar hy sê, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle beproef word, beproef wat die goeie, die welgevallige en die volmaakte wil van God is. So kom ons breek hierdie versie net gou op. So die eerste gedeelte sê, moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie. So wat beteken dit? Jy kan 'n vark vat, né? En jy kan hom skoon was, mooi was, jy kan hom 'n manicure gee. En jy kan 'n rooi strikkie om sy nek hang. Maar die oomblik wat jy hom los, gaan daai vark terughardloop na die modderpoel toe. Want dit is waar hy wil wees. En dit is wat hierdie gedeelte vir ons sê, moenie gelykvormig word aan die wêreld nie. Daar is soveel mense wat hulle self kinders van God noem, wat hulle Sondag mooi skoon was en die ouderend aan sit en perfume spuit en skeer en alles, en hy gaan kerk toe, maar maandagoggend hardloop hy terug na die modderpoel toe. Maandag tot Saterdag is hy in die modder, Sondag gaan was hy hom skoon. En Paulus kom sê, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Met ander woorde, jy moet die versoeking kan weerstaan. Jy moet toewyding hê aan God, sodat jy kan sê, ek wil nie meer die sonde doen nie. Maar ten spyte van die aanvaller, gaan ek toegewyd bly aan die Here, en ek gaan gehoorsaam bly aan hom. Want as jy die dag tot bekering kom, dan maak jy 'n besluit om weg te hardloop van die wêreld af, en nader aan God te kom. En die sondaar, hy hardloop terug na die wêreld toe, om veiler en veiler te kan word. So, die tweede gedeelte sê, word verander deur die vernuwing van julle gemoed. So wanneer jy in jou denke verander, wanneer jy in jou gemoed verander word, dan verander jy van buite na binne. Jy sien, wanneer die Here jou skoonmaak, gaan mense waarneem wat binne in jou hart is, want die Heilige Gees lewe mos nou binne in jou hart. So wanneer bekering plaasvind, dan word die verandering van binne na buite toe. En dit gebeur net wanneer die bloed van Jesus jou reinig. 1 Johannes 1 vers 9, want God is regverdig en getrou om ons dan te vergewe, né? En die Heilige Gees kom en hy verander ons en hy leer ons, volgens Johannes 14 vers 26, waar hy vir ons sê dat die Heilige Gees sal ons leer en hy sal ons herinner alles wat Jesus gesê het en gedoen het. Hoekom? Ek het die besluit gemaak om nie aan die wêreld gelykvormig te word nie,
maar om die pad saam met Jesus dan te loop. Die derde gedeelte sê, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God is. Nou sal die Heilige Gees kom en hy sal vir jou dinge wys, dinge waaraan jy nog nie eens in jou lewe gedink het nie, gaan hy vir jou kom openbaar. Hy sê daarso in Jesaja 48 vers 6, hy sê, jy het dit gehoor, aanskou dit alles, sal julle dit dan nie verkondig nie? Van nou af laat ek jou nuwe dinge hoor en geheime wat jy nie geweet het nie. Met ander woorde, as ek aan God toegewyd is en ek is committed aan hom en ek is gehoorsaam, dan gaan hy vir my geheime wys. As ek in omstandighede is, as ek bid oor 'n spesifieke saak, as ek genesing kort in my lewe en ek is toegewyd aan God, dan gaan hy dinge aan my openbaar wat my menslike verstand nog nie eens aan gedink het nie. 'n veranderde denke en 'n veranderde gemoed stel jou in staat om God se plan raak te sien, te waardeer en jou daarvolgens dan uit te leef. So, om toegewyd te wees aan God, kom Paulus in 1 Korintiërs 9 en hy verduidelik vir ons dat ons almal dan in hierdie wedloop hier op aarde betrokke is, né? En almal wat toegewyd is aan God, hardloop ook doelgerig in hierdie wedloop. Met ander woorde, hulle hardloop weg van die wêreld af en hulle hardloop nader aan die Here. Hulle denkwyse het nou verander en hulle is gefokus op God. Hulle het geestelike dissipline wat hulle elke dag toepas. Hulle lees Bybel, hulle bid, hulle gaan kerk toe, hulle sê nee vir die versoeking en hulle gaan eendag 'n onverwelklike krans ontvang. Dit is ons beloning wanneer ons aan God toegewyd is. Maar dan is daar ook op die baan hulle wat doelloos rondhardloop. Hulle wat na die wêreld toe hardloop. Hulle wat die sonde in hulle lewe soek. Hulle raak gelykvormig aan die wêreld want hulle het geen dissipline nie. Hulle gaan maar net elke dag aan. Hulle is onfiks en hulle het geen ambisie in die lewe nie. En hulle gaan uiteindelik die verwelklike krans kry, wat geen waarde het nie. Want wanneer jy in die wêreld is, het jy hierdie don't care houding. En dit gaan op die einde van die dag teen hulle tel. Hoor wat sê hy hierso. 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 27. Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie? Wie is die een? Hulle wat toegewyd is aan God. Hy sê hardloop so dat julle dit sekerlik sal behaal. Dis waar die geestelike dissipline inkom, né? Sodat jy kan hardloop om dit te behaal. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike krans, want ons is toegewyd aan die Here. Nou kom Paulus en hy sê, omdat ek toegewyd is aan die Here, omdat ek committed is, omdat ek my alles gee, omdat ek God eerste plaas in my lewe, omdat ek die vyand weerstaan, ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Maar hoor wat sê hy in vers 27, né? En hierdie is die kern van 'n persoon wat toegewyd is aan God. Maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek verander gepreek het, self verwerklik sou wees nie. So ek kan nie vanaand vir julle kom vertel en leer wat die woord sê om toegewyd te wees aan God. Maar dan gaan ek en ek doen verkeerde dinge en ek gaan speel saam die varke in die modder nie. Maar ek moet my kastei met die lig daarop dat ek moet practice what I preach. En elke persoon wat toegewyd is aan God, you need to practice what you preach. En jy moet jouself kastei. Daar moet geestelike dissipline wees om God nie teleur te stel nie. So, vir elkeen wat luister, moenie
aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Maar word in julle binneste, in julle gemoed verander, dat daar 'n honger in julle sal wees, om meer elke dag van die Here te ontvang, en hy gaan julle nie disappoint nie. Hoor, Vader, dankie vir hierdie kosbare woord, en Here, ek bid net, Here, dat mense nie na hierdie wêreld toe sal hardloop nie. Ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie, Here. U het ons skoon gemaak, u het ons skoon gewas. Here, dit is lekker om in die bed te gaan klim vanaand, en ek weet ek het 'n shower gevang, en ek het gewas, en ek is skoon. Maar Here, dit is nie lekker om in die bed te gaan klim, en ek het nie gewas nie. Ek is vuil, en ek is gesweet, en dit is wat sonde aan ons doen. Dit is wanneer jy gelykvormig word aan hierdie wêreld, maar ek wil nog steeds voor God kom staan en sê, ek is lief vir u. Dit werk nie so nie. U soek iets meer, en dit is waar bekering inkom. En ek bid, dat hierdie woord vanaand net by iemand posvat, en dat dit iemand sal help, om na u toe te draai. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie julle, dan sien ons weer Sondagmiddag 6uur, né? Lekker dag, bye bye.